Waar kry ons wedergeboorte? Dis 'n geskenk aan ons van Yeshua af, omdat hy barmhartig is. En omdat ons volgens sy voorkennis uitverkies is, omdat hy ons lief het. Hy het dan nie almal voor die tyd lief gehad nie. Hoe het hy geweet wie hom lief te hê en wie hom nie lief te hê nie? Nee, daar sal ek nie kan help nie, maar wat ek wel weet, is toe Jakob en Esau nog nie gebore was nie, het God reeds die een lief gehad en die ander een gehaat, voor hulle geboorte, voor hulle goed of kwaad kon doen. Daar's inligting wat ons nie het nie. Ons kan dit nie sien nie. Net soos ons nie na die dood kan sien nie, kan ons nie voor die skepping sien nie. Ons kan nie die voorkennis van God sien nie, maar ons maak vir hom reeds. Ons weet nie wat gebeur het nie. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons sien 70 of 80 jaar uit 'n ewigheid en dan stry ons met God. En sê nee, Esau moet jy ook lief hê. Eendag sal ons weet. En as ons ongehoorsaam was aan God, sal ons tonge kou. As ons gehoorsaam was, sal dit net wees omdat ons hom geglo het. Hy sê, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Glo dit nie. Almal is nie uitverkies nie. Jy kan nie vir iemand 100 appels gee en hy verkies uit hulle uit 100 appels nie. Hy vat dan net almal. Daar's nie uitverkiesing. Uitverkiesing beteken kies vir jou 20 of kies vir jou 90 maar kies beteken sommiges. Uitverkore beteken sommiges en sommiges nie. Esau het hy gehaat. Hy was nie een van sy nageslag as hy tot in ewigheid vertoring. Hy is nie deel van hulle. Egipte was nie deel van hulle. Kanaan was nie deel van hulle. Die Jebusiete was nie deel, net die Israeliete. En vir ons, wat anderster opgevoed is deur hierdie wêreldstelsel, bitterpil om te sluk. Hierdie woorde is hard, wie kan daarna luister? Al is die waarheid, wat 'n Christus wil ons aanbid? Die ware Christus, wat uitverkies, of die Christus van hierdie wêreld wat almal lief het, almal vat?